Goeiemôre. Ons het die voorreg om weer stil te staan by 'n 40 dae reeks wat ons aanbied as gesamentlike ring van Tulbagh. Dis die NG Kerk as ook die VGK gemeentes. Ons fokus vanjaar op die tema van verhoudinge en ons gaan spesifiek die vraag afvra: hoekom is verhoudinge vir ons belangrik? Hoe lyk my verhouding tot God, my verhouding tot myself, my verhouding tot mense vir wie ek lief is, my verhouding tot my vyand en ook ons verhouding na die staat. En ons probeer uit hierdie reeks dan ook na hierdie verskillende temas dan ook kyk. Die Joodse filosoof Martin Buber maak die opmerking deur te sê: in the beginning is relation. As mens gaan kyk na die begin van die Bybel, die Genesis verhaal, word ons ook herinner dat die Here vir ons as mens geskaap het as 'n verhoudingswese om te leef in 'n verhouding tot God, 'n verhouding tot mekaar, maar ook in 'n verhouding na die skepping. En daarom is dit belangrik dat ons dan vir onsself gaan afvra, maar as ons praat oor die liefde tussen mekaar en teenoor mekaar, hoe lyk hierdie liefde? Wat is dit wat voortspruit vanuit ons verhouding met God, maar ook hoe word dit sigbaar in ons verhouding na mekaar toe? En hoe help ons in ons liefde teenoor mekaar om 'n beter toekoms dan ook te skep? Ons teksgedeelte vanoggend is Matteus 22 en ons lees hier van die wetgeleerde wat vir Jesus probeer 'n strikvraag vra deur te sê: Meneer, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom: jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie gebod is die hele wet van die profete saamgevat. As jy mens gaan kyk na hierdie gedeelte, dan lees ons van die wetgeleerde wat vir Jesus 'n strikvraag probeer vra. Hy vra vir hom, as hy nou gaan kyk na die wet, en as ons praat oor die wet, dan is dit nie die 10 gebooie soos wat ons dit ken nie, maar die 613 wette wat dan in die Tora was, wat die Fariseërs en die Sadduseërs dan ook onderrig was, is dit dat hy eintlik vir die Here kom vra in al hierdie wette, wat is hier die een wet wat jy sou saamvat om te sê, maar dit is eintlik die belangrikste? En dan is dit altyd treffend om te sien hoe dat die Here dan antwoord deur te reageer, maar dit gaan oor jou liefde vir God, dit gaan oor jou liefde vir die mense wat deur God geskep is, en dit gaan ook oor jou liefde vir jouself. En dis amper asof hy dan hierdie gedeelte saamvat as die samevatting van al hierdie wette wat dan ook onderrig was. Nou, Rolla May het die opmerking gemaak deur te sê dat haat is nie die teenoorgestelde van liefde nie, maar om apaties te wees. Dit beteken om jou te distansieer van mense. So wanneer hierdie wetgeleerde vir Jesus probeer vasvra om 'n enkele wet uit te sonder, dan help die Here om eintlik te sê, maar ek wil vir jou leer hoe om te leef. Ek wil vir jou leer om uit te kom by dit wat vir God regtig belangrik is. En jy sien, broers en susters, wanneer hy om hierop antwoord, haal hy vir hom aan vanuit die Tora, en dan spesifiek waar hy hierdie twee gebooie aan mekaar kom verbind, en op so 'n manier eintlik vir hulle te antwoord vanuit die Tora, eintlik te antwoord vanuit dit wat vir hulle belangrik was. Want die eerste gebed was ook die gebed wat dan ook deel was van die Shema gebed, wat die Jode in die oggend en die aande gebid het. En hy begin dit deur te sê, vanuit Deuteronomium 6 vers 5, om te sê, jy moet die Here jou God met jou hart en siel lief hê, en met al jou krag. En hy koppel dit deur te sê, met dit wat hiermee gelyk staan is, dit wat deel is van hierdie wet, ook vanuit Levitikus 19 vers 18 is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself.
'n ou rabbi het eendag gesê, wat vir jou hartlik is, doen jy nie aan jou naaste nie, want dit is die wet. As mens praat oor God se liefde, is dit die probleem vandag natuurlik, is dat ons baie keer hierdie Bybelse perspektief op liefde verloor het. Want as mens gaan kyk na die woord wat hier gebruik word in vers 37 en 39, dan is dit die woord agapeisis, wat 'n aktiewe, toekomstige, indikatiewe handeling is. Wat beteken, dit is iets wat alreeds begin gebeur, maar wat eendag ten volle sal plaasvind. So wanneer ons opgeroep word om lief te hê, dan word dit 'n voortdurende aksie van wat hier beskryf word. En daarom is dit dat die Here dan sê, om lief te hê is nie bloot emosie nie. Want dis wat ons baie keer doen, ons hou van iemand omdat iemand my gelukkig maak. Ek voel voltooid in 'n verhouding teenoor my man of my vrou, of ek hou van sekere soorte roomyse, dit vir my sekere voorkeure. Hierdie liefde wat hier beskryf word eintlik 'n keuse wat ek maak, soos wat jy reageer eintlik op God se liefde vir jou. Dit is eintlik om te ontdek dat die Here vir jou liefhet, en wanneer jy God se liefde leer ken, kan jy nie anderste as om daarop te reageer nie. Omdat ons die Here erken as die Here oor ons lewe, maak ons hierdie keuse om te sê, ons wil leer lief hê vanuit God. En dan is dit nie meer 'n keuse wat gedryf word deur emosie of voorkeur, of my eie definisie van wat dit beteken om te gee en hoe ek wil lief hê nie. Maar dan word dit 'n doelbewuste keuse om barmhartigheid en genade te leef ook teenoor ander en oortredend vreemdelinge. En die woord sê vir ons dat hierdie liefde is iets wat nooit sal stop nie, maar dit stop eers met die wederkoms van die Here. Daarom is dit 'n voortdurende soeke, 'n voortdurende aksie, 'n voortdurende keuse wat jy maak om te sê, ek maak 'n keuse om teenoor vreemdelinge, ook hulle wat my te nagekom het, om dan ook genade en barmhartigheid teenoor hulle te leef, omdat ek God se liefde dan ook in my het. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u genade en vir u liefde, en help ons, Here, om vanuit u agape liefde dan ook te reageer teenoor u, maar ook teenoor ons naaste. Amen.